Sê mense, hier is ek nou terug om julle nog 'n stukkie van my storie met julle te deel. Vandag deel ek weer ietsie wat min mense verstaan en ek sien hulle probeer so hard om dit te verduidelik. Dit gaan oor Christ Conscious. Mense, jy wil nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen. Ek vertel my storieetjie en ek vertel hom uit die diepte van my hart en ek vertel hom omdat ek graag wil hê dat julle hierdie goed moet weet, want dit is dinge wat van ons al weggesteek is, ons hele lewe lank, en ons in 'n blik en 'n boksie gedruk is om slawe te wees van 'n system wat ons totaal beheer. Wat is Christ Conscious? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. So julle wat binne nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen. Ek vertel net my storieetjie hoe ek vandag spiritual geword het, wat is die rede daarvoor en hoekom het ek as 'n Christen priester Christianity vaarwel gesê en vandag, die laaste 12-13 jaar, dien ek spirituality met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. En soos ek reeds sê, dis net 'n storieetjie. As jy my glo nie, hey, ek neem jou nie kwaadlik nie, want ek het dit ook nie geglo nie. Christ Conscious is maar net 'n toestand van bewussyn waarvan jy uitlewe. Dis soos om in liefde te lewe en in plaas van vrees. Dis om vergifnis te hê in plaas van haat. Dis om waarheid te praat en as wat jy met 'n ego praat. Dis om 'n eenheid te wees in plaas van verdeeldheid. Dis innerlike vrede in plaas van om 'n beheerstelsel wat jou beheer. En baie mense glo dit was die kern van Josua se boodskap in die geskriftes buite jou Bybel. Dat die koninkryk van God binne in jou is, God is binne in jou, alles is binne in jou, Christus is in jou, en dit is nie in geboue buite jou nie. Hier binne is geen system en geen reëls nie, behalwe universal reëls. En jy word nie beheer nie. Hier word jy gestuur deur liefde, mense. Dis daai stemmetjie in jou wat vir jou sê, hey, moenie dit doen nie, is verkeerd. Is dit nie so nie? So die reëls is binne in jouself. Daarom lewe jy volgens die reëls in jouself. En mense, Christ Conscious beteken nie dat jy perfek moet wees nie. En om skielik wakker te word van liefde en waarheid en lig binne in jouself nie. Dit is 'n proses. Dis maar net 'n idee dat 'n mens in 'n baie hoër liefde en bewussyn te lewe. Jy weet wat omgaan om jou. Jy sien deur die sluier. En jy nie meer lewe in vrees nie. As jy nie dit doen nie, gaan nie hel toe. As jy nie dat doen nie, gaan nie hel toe. As jy nie dit doen nie, is jy ongeseën. Ag, nonsens man. Met ander woorde, jy word nie meer beheer nie. Jy weet, hey, as ek 'n lig is, en ek doen goed, en ek is liefde, en ek help, en ek gee om, en ek respekteer, dan is ek mos 'n lig, en dan doen ek mos goed. Wat wil jy meer is dit hê? En dis hoe mense dit voel in alledaagse lewe. Dit kom jou skielik op, hou jy op om te oordeel. Jy begin almal vergewe wat jy verkeerd gedoen het. En ek dink die heel belangrikste, jy begin jouself te vergewe. Jy het daai diep empatie gevoel vir ander. En jy het daai innerlike vrede en ervarings wat jy het in jouself. En jy besef dat almal is verbind met mekaar. Nie meer deur vrees en beheerstelsel. Dus kan jy vra, hoe ver is ek van Christ Conscious af? Hoe ver is ek in my lewe daarvan af? Sien jy daai goede in jou lewe gebeur? Begin jy dit aanvoel? As jy dit begin aanvoel, dan is Christ Conscious besig om in jou te wake. Dit is soos om lief te wees vir jou vyand, my maatjies. Kom haat ons vyand. Omdat die government gesê het, daai is jou vyand. Omdat mense vir jou gesê het, nee, jy begin self deur die sluier sien
en besef, hey, dis nie my vyand nie. So ek sê, jy begin om ander te vergewe, dit is seker een van die mooiste goed wat kan gebeur, vir jouself. En jy besef dat die koninkryk van God is binne in jou. Hy is nie daar buite nie, hy is nie bo son en sterre nie, hy is nie ver weg nie, hy is binne in jou. En jy besef dat jy moet die lig word van die wêreld. Jy moet skyn, jy moet mooi wees, jy moet die voorbeeld wees. Jy moet God se beeld wees, sodat mense na jou kan kyk en sê, waar. As God nie in jou is daar geen God nie. Dit is Christ conscious. En ek dink dit is wat Joshua gebring het vir die mense. Hy het probeer om Christ conscious in mense aan te wakker, sodat hulle almal soos hy kon word. Daarom sê hy, alles wat ek kan doen, kan julle doen en meer. Wat is Joshua mense wou wakker maak tot 'n hoër manier van leef? Ek gaan dit anders verduidelik. Ons almal dra soos 'n radiofrekwensie. Wie van jou radio FM, AM en allerlei radio channels, daar's honderde radio channels. As jy so deur hulle draai, dit is 'n frekwensie binne in onsself. Wanneer ons skuld het, wanneer ons haat het, wanneer ons kwaad het, wanneer ons vrees het, bring dit ons tot 'n baie lae frekwensie. En waar liefde en vrede ons weer opstoot na 'n baie hoër frekwensie. En Christ conscious is om daai hoë frekwensie in jouself te kry, en jy kan dit net kry deur liefde en dit te lewe en die lig te wees. En wanneer jy daai Christ conscious is en dat jy jou vibrasie is hoog, omdat jy in vrede is en omdat jy goed doen en omdat jy help en omdat jy liefde gee en omdat jy ou mense en kinders respekteer en omdat jy net is 'n lig, 'n bol liefde, want God is liefde en God is lig. En hoe sê hulle, wanneer jy in lig lewe en jy het 'n hoë vibrasie, dan trek jy net die goeie na jou toe. As jy bombasties is en kwaad en haat en anger, dan trek jy daai na jou toe. En dit is wat ons probeer, om in Christ conscious te wees, wanneer ons uitstyg in dit uit, en dat ons die lig word. En jy kan nie dit word as jy anger in jou het. Jy kan nie dit word as jy kwaad in jou het. Jy kan dit nie word as jy nog steeds haat en neerkyk op mense nie. En jy kan ek jy opbeweeg na 'n hoër dimensie as jy nog steeds vasgevang is in 3 dimensie in vrees nie. En dis hoekom sodra mens begin spiritual word, wat is die eerste dinge wat ons doen? Ons sit die nuus af. Ons lees nie meer die koerante nie. Ons lees nie meer die dinge wat ons bang maak, wat ons vrees maak en ons vibrasies afbring nie. Want ons moet die hele tyd sorg dat ons vibrasie hoog is. En dis wanneer jou vibrasie hoog is, dit is wanneer die Vader en jy een word. En dit is wanneer hy deur jou praat. En dit is wanneer jy jou liggaam gebruik. En dit is wanneer dinge in jou openbaar word. En dit is wanneer jy dinge aanvoel en jou sintuie weer begin werk. But you have to let go of all the things of the world. Nou ja, mense, ek hoop julle verstaan wat Christ conscious is en ek hoop dit maak 'n bietjie meer sens vir julle en asseblief vra as julle wil. En ek sal vir julle antwoord met liefde. Mag julle 'n pragtige dag hê. Groete.